Ons is so bly vir elke van julle wat hier is en dankie dat jy. En mens kan duidelik ook sien die vakansie is verby, nê. Almal wat rondgeloop het, weggehardloop het weer teruggekom. So die wegraping het nie gebeur nie en baie dankie vir daai selfoon. Ons sal R100 aanvaar na die diens. Asseblief, as dit moontlik is, sit maar tog die ding op selfoon. Daar's niemand wat so belangrik is nie. Of jou selfoon op silent. Nee, nie jou selfoon op selfoon nie, maar jou selfoon op silent. As jy die bout verbrand het, dis nou maar so. Koop 'n nuwe een. Of as die oond of die huis afbrand, toe maar die versekering sal sorg. Moet jy nie worry nie. Maar ons is so bly dat julle hier is en ek is opgewonde. Ons eindig vandag ons reeks waar ons praat oor the working life. En hierdie laaste 3 weke het ons gesels oor hoe trek ons die Here in ons werkslewe in. Ons bid baie keer, ons praat baie keer daaroor, dan sê ons, Here, ons wil U moet die hoofpunt van ons lewens raak. U moet deel raak van alles. En hierdie laaste 3 weke toe gesels ons oor, Here, hoe maak ons U deel van wat ons noem ons werkslewe? Ek wil net hierdie aan die begin sê, ek het sê dit elke Sondag, as ons praat van die werkslewe, dan is dit nie net mense wat in 'n besigheid werk nie. Dis enige ou, van huishoudster tot en met student, tot en met 'n skoolkind, alles is werk. Alles is deel van wat ons noem werk. Dit vat van jou iets, jy moet tyd spandeer daarin. En ons het net bietjie gesels oor hoe trek ons die Here in. En oor die laaste week, ons het begin om te praat oor, is werk 'n seën of 'n vloek? Dit het ons uitgevind, maar is actually, dit kan albei kante toe gaan, afhangend van hoe jou uitkyk is. As jou uitkyk negatief is oor jou werk, gaan dit vir jou 'n vloek word. Maar as jy jou uitkyk verander, kan jou werk vir jou 'n wonderlike seën raak. En toe gaan ons en ons praat oor heelhartig en halfhartig. En ons het agtergekom dat hoe die Here wil hê dat ons werk op 'n heelhartige manier moet doen. En ons het ook agtergekom dat hoe ons wêreld gevul is met mense wat hulle werk halfhartig doen. En dat ons as kinders van die Here word uitgenooi na 'n lewenstyl. Dat ons 'n voorbeeld sal stel om ons werk heelhartig te doen. En toe verlede week, toe praat ons oor, vir wie werk ons? Vir wie werk jy? Vir wat werk jy? Die norm is om vir geld te werk, maar as jy nou die Here in die prentjie intrek, vir wie werk ons? Nou vandag is die lekker ene. Want vandag praat ons oor the best kept secret. Wat is die grootste geheim wat ek en jy kan kry oor ons werkslewe? Wat is daai een geheim wat werklik waar die krag en die vermoë het om jou hele werksomstandighede te verander? Wat is dit? Blaai saam met my na Spreuke 29 vers 23. As jy nie 'n Bybel hier het nie, moenie worry nie, Frans wat gesorg vir jou. Maar mag die Here jou help as jy by die deur uitgaan. Nee, ek spot, maar asseblief blaai. Maak julle net bang, is net lekker. Spreuke 29 vers 23. In die boodskapvertaling staan daar: iemand wat baie van homself dink, word hard grond toe gebring. Iemand wat nederig is, dwing respek af. Is dit nie belangrik nie? Is dit nie powerful nie? Iemand wat nederig is, dwing respek af. Kom ek vat jou net na 'n volgende skrifgedeelte toe, as jy kan saam met my blaai, na Matteus 23 vers 11 tot 12. Matteus 23 vers 11 tot 12 in die boodskapvertaling sê: die reël wat elke gelowige moet onthou is: onder God se kinders is die een wat die ander dien die belangrikste. Vers 12 sê: dit beteken dat God die een wat gedurig die belangrikste wil wees en oor ander baas wil speel, heel agter in die ry sal laat staan. Die een wat egter ander dien, sonder om gedurig te wonder hoe belangrik dit alles hom gaan maak, sal van God self die ereplek, hoor mooi, nie die tweede plek of in die eerste 10 mense nie, hy beskryf dit baie mooi, hy sê, die ereplek voor in die ry kry, die nederige een. That's the best kept secret. Dat is jy
in jou werkslewe wil vorentoe gaan, wil verbeter, as nederigheid nie deel van die manier is hoe jy dit doen en hoe jy te werk gaan nie, gaan jy maar baie sukkel waar jy is. Want die Here sê, as jy nederig is, sal hy jou die ereplek voorgee. Daar is 2 benaderings tot bevordering, is nou die groot woord wat mens kan gebruik. 2 benaderings tot bevordering. Bevordering is maar net vir my, jy gaan bietjie vorentoe in jou lewe. Ek weet, is nou 'n groot Afrikaanse woord, maar ek het toe nou die hat gebruik, en toe wil ek nou grand link, en toe's bevordering toe nou die eerste mooi woord wat ek kry. Maar, daar's 2 goed. Nou, as jy 'n vrou is, en jy's getroud, dan gebruik jy baie keer hierdie woorde in jou huis, vir jou man, om hom te beskryf. Dat hulle sal gewoonlik sê, it's only my way, or the highway. Moet asseblief jou hand opsteek, want ek glo nie, daar's enige mans wat daai goed sê in hierdie gemeente nie. Daai mans leef in Pofadder, of Jan Kemp, of gat sonder rand, ek weet nie. Maar nie hier nie. Maar baie mense gebruik dit, dis of my way of the highway. Dis die enigste manier hoe jy kan vorentoe gaan. Maar as ons na die groter prentjie kyk, dan staan 2 maniere hoe ons kan vorentoe gaan. Die eerste een is wel my way. Nou as ons praat van my way, dan sit mense wat werklik staat maak op hulle eie kennis en krag. Dit wat ek kan doen. As ek dit nie kan doen nie, gaan ek nooit vorentoe gaan nie. Dis hoe mense dink. Dis 'n manier van dink, nê. Nou die ander manier is God's way. Nou God's way is eintlik die ding wat ons moet vasgryp. Dis eintlik die ding wat ons moet deel maak. Dit is werklik mense wat sal sê, Here, ek het gedoen wat ek kan doen, maar nou gee ek oor. Here, neem beheer. Here, vat oor. Dis God's way. En vir jou en jou werkslewe het jy hierdie 2 keuses. Jy kan of jou werk doen op jou manier, of jy kan jou werk doen op God se manier. Al wat ek gaan vandag probeer doen is, ek gaan vir jou oortuig, of probeer oortuig, of jou help om te verstaan, dat as jy God's way vat, hou dit vir jou soveel blessings in, dat jy nie kan byhou daarmee. Maar dis die 2. Nou as ons na ons skrifgedeelte kyk, wat ons vanoggend gelees het, dan lê die Here 'n spesiale klem op mense wat nederig is. Nou nederig in Engels is humble. Dis 'n persoon, as jy nou die skrif lees, dan staan daar, 'n humble mens kry 'n ereplek. Nie 'n tweede plek nie, 'n ereplek. God se manier van bevordering werk heeltemal anderste as die samelewingssin. Want as jy na die samelewing gaan kyk, dan werk dit as volg. Net die sterkstes wen. Net die slimstes kan iets regkry. Net die rykstes kan dit doen. En dis die hele tyd, net die bestes kan vorentoe gaan. Maar kyk wat sê God. Sy manier van bevordering is heeltemal anderste as wat ons samelewing ons indoktrineer. As wat die skool baie kinders indoktrineer. As jy nie eerste kom nie, is jy nie goed genoeg nie. As jy nie die slimste in die klas is nie, as jy nie in die top 10 is nie, en ek het jarelank 'n probleem gehad met top 10. Daar's niks fout met kinders wat slim is nie, en as jy in die top 10 was, ek is bly vir jou. Maar ek het ook agtergekom dat daar baie kinders is, wat al doen hulle beste, gaan dit nooit die top 10 gehalte wees nie. Beteken dit die kind is dom? Nee. Beteken dit die kind doen nie sy beste nie? Nee. Maar dit is hoe ons samelewing werk. En dan kyk ons neer op die mense wat nie so goed is soos wat ek en jy is nie. Maar as jy na God se manier van bevordering kyk, dan werk dit heeltemal anders daarom. Die nederige, die laagste, die laaste sal hy eerste sit. En die eerstes wat met hierdie groot kophouding loop, julle sal ek skuif laaste toe. En dis hoe God se bevordering werk. Nou kom ons kyk bietjie, wat is nederigheid? Wat beteken die woord nederigheid? Nou die slim geleerde mense met die wit baadjies en die dik brille het besluit dat nederigheid beteken die volgende. Nederigheid is 'n vrywillige houding van respek en respek vir ander. Klem op hierdie woord. Ek wens ek kon dit nou vir julle uitlig en in rooi skryf. Vrywillige.
Om nederig te wees kan nie afgedwing word nie. Nederigheid kan nie afgedwing word nie. Dis 'n keuse wat ek en jy maak. Dis 'n vrywillige keuse. Ons kan dit vir mense sê, ons kan dit vir mense verduidelik, maar op die einde kan ons dit preek totdat ons blou word. As jy dit nie kies en daai tipe lewenstyl aanvaar en daai tipe denke aanvaar nie, gaan dit nooit in jou lewe kom nie, want dit bly 'n vrywillige keuse. Nou om nederig te wees behels 3 goed. Kom ons kyk na die eerste een. Die eerste een is posisie. Ek kies om 'n laer posisie te neem as ander. Nou as jy na ons samelewing kyk, dan sien jy agterkom die wêreld is maar vreeslik oor posisies en titels. As jy nou ooit wil sien waar's mense nou lekker gepla met hulle titels, dan gaan jy na die teologiese college toe. Daar waar mense leer om dominees en pastore te word. Dan gaan kyk jy bietjie hoe is posisie 'n issue partykeer. Hulle het my gewaarsku in my eerste jaar dat kyk net bietjie dat wanneer die ouens klaar is met hulle studies, hoe belangrik gaan die woordjie pastoor word. Ek het hulle nooit geglo nie en ek het gedink, grappie, volgende een. Toe ek in my 3de jaar kom, geliefdes van die Here, net so voordat ons georden is om pastore te word, ek kid you not, gaan die helfte van die mense wat saam met my geswat het, na die bank toe en gaan verander hulle details na pastoor Jaco Leroux of wat ook al sy naam was. En dan nou wat? Gaan die wêreld vir jou anders te raak? Kan ek vir jou sê, kan ek vir julle verduidelik wat doen die titel pastoor? Al wat jy met die titel pastoor kan doen is jy kan vinniger in die hospitaal kom. Dis al. As jy vir iemand in die hospitaal sê ek is 'n pastoor en sê hulle gaan asseblief deur, daar's baie mense vir wie jy kan bid. Go. Dis al. Ek kry nie afslag nie en daar's niks beter vir my in hierdie lewe nie, maar mense raak so consumed met posisie. Dis al waaroor dit gaan. Mense fight hulle hele lewe lank om net die leer te klim, om net 'n beter posisie te kry. En dit gaan die hele tyd oor waar is ek in hierdie lewe? Wat is my posisie in hierdie lewe? Is ek ryk, is ek arm, is ek die topbestuur of is ek net hier onder die straatveer? Wat is my posisie? Posisie het die vermoë om 'n deur oop te maak vir hoogmoed. Dis hoekom dit so belangrik is dat wanneer ons nederigheid beskryf, dan moet ons verstaan wat is die posisie van 'n nederige persoon. Want hoogmoed is die ewel wat baie mense tot 'n val bring. En hulle besef dit nie. Want hoogmoed het daai slinkse manier om so in jou lewe in te kom. En ek dink dit tel baie meer vir mense wat 'n werk het soos myne, wat voor mense is. Want hierdie trappie doen wonders aan mense. Sodra hulle op hierdie trappie kom, dan dink hulle ek is beter as jy. Ek is hoër as jy. En verlang baie veral in die sisterskerke, daar was niks fout daarmee nie. Dit het gegaan oor respek. Ek dink net die myn idee, die hoofidee hoekom hulle dit gedoen het bietjie verdraai geraak. In die sisterskerk jare terug, dit is nie meer in al die kerke so nie. Maar jare terug het hulle daai dominee of pastoor of wat ook al hy was, 3 vloere van die Here se voete afgesit. Dat as jy in die kerk sit, jy moet opkyk. Hy mag nie dieselfde vlak as jy wees nie, jy moet opkyk. En dit het in mense se harte ondoelbewus. Dit is nie die idee gewees nie, maar ondoelbewus het dit deel van mense se lewens geraak. Het hoogmoed 'n vatplek gehad in mense se lewens. So wanneer ons praat oor nederigheid, moet ons verstaan wat is die posisie van 'n nederige mens. Nou die tweede ding hoe ons wat nederigheid behels, is respek. Nou Dave Willis het die volgende gesê. Hy het gesê, show respect to people who don't even deserve it. Not as a reflection of their character, but as a reflection of yours. Show respect to people who don't even deserve it, not as a reflection to their character, but yours. Wys respek vir mense. En ons het 'n rukkie terug gesels, toe praat ons oor respek, en ons kom toe agter, dat as daar nie respek in 'n werksomgewing is nie,
'n werk is nou 'n huis, 'n skool, 'n universiteit, 'n korporatiewe besigheid, enige ding. As daar nie respek is nie, raak jou werksplek haaglik. Want jy kan nie die mense verdra nie. Elke keer wat jy na iemand kyk, dan sien jy die disrespek en dit vorm hierdie ding in jou hart en dan op die einde reflekteer dit in die manier hoe jy jou werk doen. Respek is ongelooflik belangrik. En wanneer ons 'n nederige mens beskryf, moet ons verstaan wat is respek in so 'n persoon se lewe. Hoe lyk respek? En dan die derde een wat 'n nederige mens behels is bedien. Die woordjie bedien. Ek kies om mense te dien vir die regte rede en doen dit met die regte gesindheid. Ons samelewing het weer eens dit reg gekry om mense so te kondisioneer dat hulle al so trots is dat ons nie mense kan dien. Dis benewe my of benede my. Ek gaan nie mense help nie. Ek gaan nie mense bedien nie. Een voorbeeld is, ek het gehoor van 'n sel wat per geleentheid met die een byeenkoms, toe lei die Here hulle om mekaar se voete te was. En toe laat dink dit my aan 'n geleentheid waar ek ook al was, waar ons gevra het dat mense ander mense se voete moet was. Daar baie mense is wat so gegrill het, dat dit vir hulle so 'n aanstoot gebring het, want ek gaan nie aan iemand anders se voete was. Dan wonder ek maar net altyd, wat wys in Jesus se karakter toe hy ander mense se voete gewas het? Was dit benede hom, hy wat koning van die heelal is? Selfs hy het iemand se voete gewas. Was iets van bedien mense, bedien ander, bedien die om jou, wat deel is van 'n nederige mens. En dan weet jy, as mens hierdie goed doen, as mens praat oor hierdie goed, dan kan jy nie anderste as om bietjie na jouself te kyk. Ek weet nie of julle dit nou ook gedoen het nie. Terwyl ek nou die hele tyd so gesels het, dis asof jou brein nie anders stuk. Jou brein gaan dadelik in 'n ratte van, wat kort ek? Wat doen ek? Hoe lyk hierdie goed in my lewe? Ons het nou gekyk na die verskillende goed wat nederigheid behels. Kom ons kyk nou na die verskillende voordele. En dis die lekker deel, wat nederigheid vir jou inhou. As jy nederigheid in jou werkslewe inbring, wat 'n voordeel is daar vir jou? Hier's die eerste ene. Ekskuus Amien, kan jy vir my dalk net hom sagter sit, anders dan. Die eerste een is hulp van God af. Spreuke 3 vers 34. Ja, ekskuus. Spreuke 3 vers 34 sê die volgende: Met hulle wat baie van hulle self dink, spot die Here. Hy lag lekker vir hulle. Hulle wat egter nederig is en uit sy hand leef, het hy oneindig lief. Staan nie iets spesiaals in hierdie skrifgedeelte vasgevang nie, dat die wat nederig is, sal uit die hand van God leef. Sal uit die hand van God leef. Is daar nie 'n beter plek vir my en jou om te wees, of om uit te leef, as uit God se hand uit nie? Want wie weet beter? Wie kan jou beter help? Wie weet beter as hy, wat is die diepste begeerte in jou hart? As jy nederigheid deel maak van jou lewe, sal jy leef uit God se hand uit. Dis 'n voordeel wat vir jou en vir my is. Die volgende een is rykdom en geluk. Kyk wat sê Spreuke 22 vers 4 in die Nuwe Lewende Vertaling. Iemand wat nederig is en respek het vir die Here, kry rykdom, eer en lewe. Kry rykdom, eer en lewe. Wie het dit my bietjie geplaat toe ek hierdie ding gelees het? Want verlang het ek gedink dat 'n nederige mens moet arm wees. Maar dis nie wat die woord sê. Die woord sê, as iemand nederig is, sal die Here hom bless met rykdom. Wat ek net toe besef het is, dat ek het rykdom gekoppel aan besittings en aan geld. Waar dit nie noodwendig God se idee van rykdom is. Sy manier hoe hy rykdom sien, hoe hy dit
hoe hy dit ontwerp het, is dalk anders as my persepsie. Vat iets soos gesondheid. Vat iets soos gesondheid. Geld kan dit nie koop nie. Maar dis 'n deel van rykdom. Dis deel van God se rykdom wat hy vir jou gee. As jy nederigheid in jou lewe inbring, is die een voordeel vir jou, dat hy jou gaan bless met rykdom en eer. Dit lê vir jou daar. Dit is daar vir jou mahala, verniet. Die keuse bly net my en joune. Gaan ons nederigheid deel maak van ons lewe of gaan ons nie? Die laaste ene is verheffing op die regte tyd. 1 Petrus 5 vers 6 tot 7 sê: Plaas julle hele lewe in die hand van God, in totale afhanklikheid van hom. Wanneer die tyd daar is, sal hy julle 'n ereplek by hom gee. Neem al die dinge waaroor julle bekommer of wat julle omkrap na God toe, want hy self is die een wat vir julle sorg. En as ons na hierdie skrifgedeelte lees, dan kom ons agter dat geloof en nederigheid loop hand aan hand. Hoe sterker jou geloof in God is, hoe meer kry nederigheid 'n prominente plek in jou lewe. En verlang, ons sing dit, ons het dit vanmôre ook gesing, dat vra vir die Here en hy sal vir jou gee. En ons sê dit ook baie keer vir mense wat in nood is, nê? As iemand by jou kom en hulle kla en hulle sê ons soek hierdie of ons kort hierdie, anderste gaan dinge bietjie skeef raak, dan sê ons vir hulle, vra vir die Here en hy sal vir jou gee. Maar wat ons baie min doen, is ons sê nie vir hulle dat jy kan vir die Here vra en hy sal vir jou gee. Daai fynskrif sê net, mits dit sy wil is. En dit sê ons nie vir mense. Ons almal loop met hierdie illusie rond, of baie keer skep ons hierdie illusie vir mense, dat jy kan vir die Here enigiets vra en hy sal dit vir jou gee, sonder twyfel, mits dit sy wil is. As jy nederigheid in jou lewe inbring, is een van die voordele vir jou, dat God sal jou verhef op die regte tyd. Wanneer hy sien, jy is op die regte plek, wanneer hy sien, dit is nou 'n gepaste tyd, en jy gaan dit nie opmors nie. Want daar is 'n rede, hoekom ons nie vir 'n 13-jarige seentjie sê, gaan klim in ma se kar en bestuur hom in die straat af nie. Nie omdat hy nie kan nie, dis net onverantwoordelik, hy gaan nie weet om dit te hanteer nie, hy het nie genoeg kennis om hy motor werklik reg te kan bestuur nie, dieselfde werk in die lewe, dis hoekom die Here nie vir my en vir jou alles gee nie, want ons kan dit nie hanteer nie. The best kept secret vir jou in jou werkslewe is nederigheid. Bring nederigheid deel van jou lewe. En kyk wat is die blessings wat die Here vir jou en my gaan oopmaak. Ons het nou gesels oor hierdie laaste paar weke oor, hoe maak ons die Here deel van ons working life? Ons working life lyk almal anderste. Party is by die huis, party is in werke, party moet ver travel vir werk, party is in skole of universiteite, irrelevant. God wil deel wees van dit. God wil 'n plek hê in jou werkslewe. Die vraag is net, na al hierdie kennis wat ons nou al gekry het, gaan jy dit doen? Gaan jy hom deel maak? Al wat ek weet is, sodra jy God deel maak van iets, het hy die vermoë en die krag om dit 'n groter sukses te maak, as wat jy in jou lewe al gedink het. Dis die God wat ons dien. En God droom oor jou 'n hoopvolle toekoms. Nie 'n slegte een. Hy wil hê in jou werksplek moet jy flourish. Hy wil hê jy moet uitstaan. Hy wil hê jy moet 'n prominente plek hê. Hy wil jou eer. Bring hom net in die stelsel. Bring hom net in jou lewe, in die manier hoe jy goed doen en hoe jy praat en hoe jy leef. Maak hom deel van jou working life. En mag jy hierdie best secret wat nederigheid is, deel maak van jou lewe. Kom ons bid saam. Aba Vader, Here, dankie vir die voorreg dat ons vanmôre by mekaar kan wees en Here, net om u woord sit en net by u sit en gesels, Here. Here, hierdie laaste paar weke gesels ons oor hoe om u deel te maak van ons werkslewe.
En ek wil dit verder vat, Here, nie net deur van ons werkslewe nie, maar in ons Christendom ook. Here, want as kind van U, as Christen, het U vir my ook 'n taak gegee. Het U vir ons ook take en werke gegee om te verrig op hierdie aarde. En Here, die hartseer is dat baie keer doen ons hierdie werk, maar ons bring U nie deel, ons maak U nie deel daarvan. Ons doen dit op ons manier, eerder as U manier. En Here, mag U ons help, dat ons werklik hierdie kennis sal gebruik wat ons gekry het hierdie laaste paar weke en U meer inkorporeer in ons werkslewe. Here, dat dit werklik 'n getuienis sal wees van die manier hoe ons werk, hoe ons opdaag vir werk, hoe ons lyk in ons werk, hoe ons werk doen, hoe ons die mense hanteer in ons werksomgewing, dat ons is kinders van U. Here, hierdie wêreld waarin ons lewe, kort meer werkers wat getuig van U grootheid. Deur die manier hoe hulle werk doen, deur die manier hoe hulle optree, deur die manier hoe hulle dink en besluite maak. Ons kort U. Here, oor en oor besef ons, as ons die nuus lees, as ons kyk na ons samelewing, dan besef ons, Here, ons leef in 'n wêreld wat vergeet het dat U bestaan en wat die krag van U is en hoe U ons kan help om 'n beter mens, om 'n beter land, om 'n beter omgewing, om 'n beter kerk te wees. Here, mag U ons help dat U meer deel word van ons werkslewe. En Here, mag ons hierdie geheim wat nederigheid is, 'n prominente plek maak in ons harte. Dat ons werklik mense sal wees wat uit nederigheid uitleef. Here, want U woord gee vir ons 'n belofte dat wanneer ons uit nederigheid leef, sal U ons 'n ereplek gee. U sal ons ophef in die regte tyd. Here, ons roep daardie beloftes oor elke liewe een van ons in die wonderlike naam van Jesus. Here, dankie dat U woord in ons harte kom vaslaan. En Here, mag ons werklik met dit loop. Mag ons dit uitleef in Jesus se wonderlike naam. Amen. Familie en vriende, baie dankie dat julle vanmôre hier was. Ons nooi jou uit om net gou 5 minute, gaan nie lank wees nie, sit net daar waar jy sit. Niemand gaan jou bang maak of niks nie. En ons nooi jou uit dat jy asseblief vanaand, vanmiddag 5:00, ons weer sal kom join. Amen.